op hierdie baie koue Sondagoggend, is lekker om julle weer te sien. Sit maar naby aan mekaar, dat ons mekaar se hitte daarom 'n bietjie kan deel, né? Nou nie te koud kry nie. Ek het 'n probleem met een of ander baie diep filosofiese vraag. En miskien kan julle my help vanmôre met die vraag. Aan watter kant begin jy 'n pannekoek eers te eet? Die voorkant of die agterkant? In die middel. OK, daar's hy. Nee, ek het net gewonder. Ek het 'n week met die vraag. Waar begin jy aan 'n pannekoek eet? Vriende, 'n bietjie aankondiginge. Die eerste aankondiging wat ek graag wil uitlig vanmôre, die is natuurlik ons voorbiddingslysie. Rosa Smit, Tannie Rosa is siek en julle weet, gaan nie goed met haar nie. Alna Rousseau, Lisbie Shanek en dan Jolanda Velder se moeder, Tannie Jackie, is hierdie week oorlede. En Jolanda, ons wil vir jou sê baie sterkte, hoor. Na Habakuk se klaaglied in hoofstuk 1, kom ons by hoofstuk 2. Op my wagpos wil ek gaan staan, en ek wil stelling inneem op die vegtingsmuur. Op die uitkyk wees om agter te kom wat hy vir my gaan sê, en wat ek mense moet antwoord oor my verwyd. Want die visioen wag nog vir die vasgestelde tyd. Dit getuig van die einde en sal nie teleurstel nie. As dit talm, wag daarop, want dit kom verseker, dit sal nie uitbly nie. Buitendien, wyn is verraderlik, die sterke is vermetel, maar hy sal nie sy doel bereik nie. Hy wat sy keel so wyd oop sper, soos die doderyk, hy wat soos die dood is, wat nie versadig word nie, wat al die nasies by hom versamel het, en al die volke om hom bymekaar gemaak het. Heerlikheid, soor as die hemel, uw majesteit word deur die aanbesing. As ek dan kyk, sien ek u hande werke, die maan en sterre op hul plek geplaas. Is die mens dat een jaar omdink, die mense kind aan u verbind, ons gekroon, roem en eer, o Heer, u majesteit, ons bring u eer. Ons kinders klein, sing u lof, o Vader, u heerlikheid is oral onbekend. U laat ons heers oor alles hier op aarde,
wat U gemaak het, is in ons beheer. Hier is die mens wat aan jou ken, die mense kind aan U verbind. U het ons gekroon met roem en eer, o Heer. U majesteit, U ons bring eer. Hy is tyd, strek oor die aarde Heer. U heerlikheid, o hemele, U het ons gekroon met roem en eer, o Heer. O groot is U, ons bring U eer. Ons skriflesing vanmôre is 3 kort versies. Uit Habakuk 3 vers 17 tot 19. Ons het dit net nou gesing ook. Al sou vye bome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie. Die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie. Klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die strate oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Sal ek juig in God wat my verlos. Die Here, my redder, is my krag. Hy maak my voete soos wildsbokke. Op my hoë plekke laat hy my loop. Vir die musiekleier met snare spel. Liewe vriende, ons leef in baie interessante tye. Tye wat ons ook diep deurmekaar maak en bang maak en ongemaklik maak. Tye wat dikwels ook ons vreugde en ons blydskap van ons kom steel, dit van ons kom wegneem. En ek wonder baie keer, wat sal uiteindelik vir ons help, sodat ons met vreugde en blydskap te midde van hierdie deurmekaar wêreld kan leef. Waar gaan ons hierdie vreugde en blydskap vind, wat standhoudend in ons harte en koppe bly leef? Dan kom ons wees nou maar eerlik. In 'n sekere sin is ons almal wat hierso sit vanmôre getraumatiseer deur die wêreld waarin ons leef. Luister net hoe praat ons met mekaar. Dan gaan jy hoor, gaan die vrees hoor wat in mense se harte leef. Die ontwrigting van dit wat om ons aangaan. Die onsekerheid wat 'n klomp goed bring. Daar's 'n klomp goed wat ons bedreig. Ek hoor vanoggend op die radio
Die Amerikaners het uiteindelik toe nou die kernaanlegte in Iran gisteraand gebombardeer. Saam met dit kom die vrees van 'n wêreldoorlog, saam met dit kom die ontwrigting van die wêreld en die onsekerheid, en ons voel bedreig en bang. Dink maar net ook aan wat in ons eie land aan die gebeur is. Nou, vriende, ek loop hier op 'n baie dun tou vanmôre. Ek loop die gevaar vanmôre om te midde van al hierdie groot goed wat aangaan in die wêreld, uiteindelik maklike en goedkoop antwoorde te kan gee. Antwoorde wat ek baie keer wonder of dit ons gaan help. Die opskrif van vanoggend se teks of preek, die tema daarvan is 'n versetlike, ondermynende gejubel of lofgesang. Dis my antwoord op hierdie gebeure vanoggend. Ek het dit so geformuleer. 'n versetlike lofgesang. Julle sou vir my vra, nou hoe het ek daarby uitgekom? Hoe pas hierdie woorde by mekaar? Hoe help dit ons? Wat word bedoel met die woordjie versetlik voor 'n lofgesang? Wat word bedoel met die woordjie ondermynende voor die woord gejubel? En voordat ek verduidelik, wil ek graag eers hê ons moet verstaan wat die konteks is waarbinne Habakuk se profesie homself afspeel. Dis die 7de eeu voor Christus. Nebukadneser, wat ons ook van lees in Daniël, het 3 keer reeds teen Israel, teen Jerusalem oorlog gemaak. So dis 'n tydperk van oorlog. Dis ook 'n tydperk waar daar in Juda self baie swak leierskap is. Die koning op daardie stadium op die troon is Jojakim. Hierdie man het op 'n stadium die bladsye van die Bybel met 'n mesie gesny en in sy kaggel gegooi dat dit brand. Julle kan dit lees in Jeremia 36. Wat die boerderygemeenskap en die voedselsekuriteit van daardie tyd betref, het dit baie rof gegaan. Die mense, die boere wou nie meer op hulle plase bly nie, want dit het eenvoudig te gevaarlik geword. Die soldate van Nebukadneser het hierdie mense, hierdie boere by die voet doodgemaak. Wreedaardig. Daar was geen kos meer nie. Daar was hongersnood in die land. Die skape en die bokke is in die krale doodgemaak. Daar was niks. Ekonomies het dit in Juda eintlik begin in duie stort. Daar kon nie meer handel gedryf word nie. Daar was niks om regtig meer handel te kan dryf nie. En godsdienstig was die land afvallig. Het hulle agter ander gode begin aanloop. En die toekoms het bitter donker gelyk.
Jojakim se oë word uiteindelik deur Nebukadneser uitgesteek. En sy seun Jojagim word koning op die jong ouderdom van 18. Hy sou dit net vir 3 maande wees. Want in 586 voor Christus word die meeste Israeliete, Jode, in ballingskap weggevoer na Babel toe. Veral die elite van Juda, die ouens wat in die staatsdiens gewerk het, die geleerdes, die slimmes, die leiers, hulle word almal weggevoer. En die wat agterbly is maar die sukkelaars, wat maar weer van vooraf moet begin. Klink dit nie bekend nie? Sou ons nie hiermee op 'n manier kon identifiseer vandag nie? Hoe dit met ons ekonomie gaan, hoe dit op plase gaan, hoe die boerdery gemeenskap voel, hoe dit ooglopend met al die korrupsie en alles wat daarmee gebeur net al hoe verder agteruit gaan nie. Alles voel asof dit buite beheer is. En min mense in hierdie wêreld, in hierdie land, voel dit partykeer vir ons doen nog enigsins die regte ding. Teen hierdie agtergrond van Juda en die ballingskap ontmoet ons dan die profeet Hosea. En Hosea, liewe vriende, is in 'n ewige worsteling met die Here. Hy sien die onreg en die lyding wat in sy land aan die gang is, en hy sien hoe dit oënskynlik lyk asof God niks daaraan doen nie. Ons hoor hoe hy in hoofstuk 1 vers 3 vra: Hoe lank nog, Here, voordat U red? Waarom soveel ellende? Waarom laat U toe dat slegte mense die oorhand kry? Ons hoor, sy woorde is vol wanhoop en vertwyfeling. Wat gebeur in sy wêreld rym nie met sy vaste vertroue in wie God is nie. Hy kan nie verstaan dat die God wat hy as sy heilige God noem, hoe hierdie God oënskynlik met rein oë kan toekyk hoe die verkeerde in die land gedoen word nie. Kan dit nie verstaan nie. En Habakuk soek oplossings. En hy veg met God aan die een kant en hy veg aan die ander kant met sy eie vertwyfeling. En al die geraas wat om hom aan die gang is, al die geraas in sy kop en in sy hart, al die geraas van die wêreld, al die geraas van die gebeure wat is oorverdowend. Sodat Habakuk lyk vir my nie duidelik God se stem kon hoor nie. Dis die gevaar van ons eie tyd ook, vriende.
dat hierdie geraas wat ons uit elke hoek en streek van die wêreld hoor, die geraas in ons eie land en in ons eie lewe, partykeer so groot geraas in ons kop en harte maak, dat ons ook nie meer vir God kan hoor nie. Al wat ons hoor is hierdie geraas. Habakuk doen 'n interessante ding, wanneer hy van hierdie geraas in sy kop en hart bewus word. Hy neem sy toevlug tot 'n wagtoring. En daardie wagtoring word 'n plek, nie om te preek nie, maar 'n plek om te swyg, 'n plek om stil te word, 'n plek om te luister. Hoofstuk 2 vers 20 sê Habakuk, almal op aarde moet in God se teenwoordigheid stil wees. Dit klink nogal na goeie raad. Wag dat God aan die woord kom. Maar ons hou mos nie van wag nie. Ek sien hoe ongeduldig ons raak wanneer ons in 'n lang ry by die winkel staan as ons moet betaal. Ons hou nie van wag nie. Maar as Habakuk op daai wagtoring klim en hy begin wag, gebeur iets. Trouwens, tydens die geraas van hoofstuk 2 het God alreeds gesê wat hy gaan doen, maar die geraas was so groot dat hy dit nie gehoor het nie. In Habakuk 2 vers 3 word daar gesê, al talm dit, wag daarop, want dit kom verseker. Dit sal nie uitbly nie. Die oplossing praat hy hiervan. Maar die geraas is te veel. Dis eers op die wagtoring dat Habakuk se protes verander in 'n gebed. En in die stilte, waggende, word hy met ontzag vir God gevul. Gaan lees net weer daardie eerste verse van hoofstuk 3. En in hoofstuk 3 vers 13 lees ons God sê, hy is reeds eintlik besig om tot sy volk se redding te kom. Hy is reeds aan die werk. Al sou dit uiteindelik nog 70 jaar vat, moes Habakuk daar op die muur hoor. Dis nie 'n tyd waarin God niks doen nie. God is reeds aan die werk. Hy is reeds in ons wêreld nou op hierdie tyd, op 22 Junie 2025 besig om 'n oplossing uit te werk vir hierdie wêreld. Al talm dit, wag daarop. God is 'n waarmaker van sy woord. Habakuk kan maar vashou, kan maar vertrou. Want as hy dit doen, dan word sy vertwyfeling geloof. Dan word sy protes 'n gejubel. Dan word sy gebed 'n loflied. En uit hierdie loflied, uit hierdie lofgebed, word daar 'n paar goed uiteindelik baie duidelik, vriende.
Habakuk ontdek dat hierdie geloof en vertroue wat hy in die Here stel, nie oor God se seën en God se gawes gaan wat uitbly en wegbly nie. Maar dit gaan oor God self. Selfs wanneer die seën nie daar is nie. Habakuk leer dat in sy protes dit nie gegaan het vir hom oor God nie. Oor God nie die onreg sien en niks doen nie. Maar oor alles wat Habakuk en die volk verloor het. God was nie in die middel van Habakuk en die volk se lewe nie. Maar dit was God se seën en God se liefde en die gawes. En toe dit wegval, toe is God ook sommer vir hulle soek. Wanneer Habakuk dit besef, dan volg die gejubel, dan kom die lofgebed. Dan ontdek ons die versetlike gejubel, die ondermynende lofsang. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dit is 'n versetlike ondermynende loflied, want dit ondermyn die protes wat in my opswel. Dit is 'n versetlike gebed wat op hierdie wankelende grond weer vir my vastigheid gee. Dit ondermyn my vertwyfeling oor God wie se seën net wegbly en ek nie meer daarin deel nie. Want nogtans geloof, vriende, gaan nie oor God se seën nie. Dit gaan oor wie en wat God is. God is die Heilige wat in die hemelruim, wat die hemelruim met luister bedek. Wat die aarde vul met sy lof. Selfs wanneer sy redding uitbly, wanneer sy seën onsigbaar is. Ek hoor 'n paar goed uit hierdie teks wat ek dink vir ons belangrik is vanmôre. Twyfel en protes teenoor God, liewe vriende, is deel van die lewe. Ons gaan sulke tye hê. Tweedens, die geraas wat in ons koppe en in ons harte is, moet eers stil word voordat ons God se stem gaan hoor. Derdens, dit gaan nie in hierdie lewe oor die seën wat ons van God kan ontvang nie, maar dit gaan oor wie en wat God is en doen. Gaan oor hom, nie wat ons kan kry nie. 4. 'n nogtans geloof lei noodwendig tot 'n versetlike lofgebed, wat my twyfel en my protes kom ondermyn, sodat dit nie die oorhand oor my kry nie, maar sodat ek God in die middel van my lewe kan sien, as die God wat luister aan die hemelruim bring, en sy woord gestand doen. 5. God is reeds aan die werk om sy redding te bewerk, ook nou, ook in jou lewe nou, al lyk dit hoe donker.
Laastens, vriende, leer hierdie Habakuk se verhaal vir my om eerder stroom op te swem as stroom af. Want stroom af lei net na groter vertwyfeling en protes. Stroom op bring ons by die lofgebed uit. Bring ons by 'n versetlike gebed en 'n gejubel uit. Daarom kon Habakuk sê, nogtans sal ek jubel in die Here my God. Amen. Here, mag ons vanmôre hier uitloop met 'n versetlike gejuig en gejubel, met 'n ondermynende lofgebed, omdat ons ontdek het wie U is, en weet, ongeag hoe donker ons omstandighede lyk, U is die lig, en U is reeds besig om U koninkryk te laat kom, U wil te laat geskied hier op aarde soos in die hemel, sodat U naam in en deur ons en oral geëer kan word. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Okay. Here, dankie dat U ons tog seën, ook in te midde van ons protes en ons vuisballery teenoor U. Dankie vir elke goeie gawe wat uit U hand uitkom. Mag ons dankbaarheid oorloop, oral en altyd. Amen. Vriende, ons slotlied is 'n ou haleluja.
as die lewensstrome woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan. Kom ons staan, dan sing ons dit as slotlied. As die lewensstrome woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig, vrees het vergaan. Tel jou seëninge, tel al een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel al een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vervul jou heen, en jy sien Gods goedheid, laat dit nooit alleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou door God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Jy op die aarde met jou goud en eer, dink aan God, beloof jou nog oneindig meer. Tel seëninge wat met praag en praal, nooit die minste van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Laat die stryd en is dan bang en nood, jou tog jy ontnugter, God se trou so groot. Tel jou seëninge, engel staan jou by, bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en hy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Geliefdes, kom ons gaan uit na die wêreld met God se seën, ten spyte van hoe dit lyk. Kom ons sê soos Habakuk, nogtans sal ek jubel in die Here, want die Here sal julle seën, en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, en die Here sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, en aan julle sy vrede gee. Amen. 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 Amen.